Dit is 'n ding wat ons moet vir hulle die eer gee, want as hulle kultuur, as dit boos is, as hulle kultuur satanisme is, dan kan ons nie vir dit staan nie. Wat is die All Black haka? Ons gaan kyk of ons dit vandag kan beantwoord. Is dit net 'n rugby tradisie wat mense probeer intimideer, of is daar 'n dieper geestelike koneksie hier aan? Welkom by Deur die Woord. Hier praat ons oor moderne teologiese kwessies en in hierdie video vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die All Black haka. Nou na gister natuurlik is ons almal heilerig en ons soek goeters om die All Blacks mee te nail, maar ek wil vir julle eerlik sê, ek wil gaan kyk na, is hier 'n geestelike koneksie met die haka? Wat is die oorsprong daarvan? Hoekom doen hulle dit? En toe mens gister nou natuurlik die rugby aansit en hulle doen dit, toe begin ons 'n gesprek half en wonder, jy weet, wat is die ding agter dit? En daar's natuurlik baie mense wat sê hierdie is okkulties en dis soos dat hulle probeer demoniese geeste en sulke goeders oproep, en ons gaan 'n bietjie in hierdie video gaan kyk na wat is regtig die oorsprong hiervan en hoe moet Christene dink daaroor? Wat moet ons dink daarvan? En ek dink hierdie kan vir jou bemoedigend wees, en hierdie gaan verder as net een, hoe kan ek nou sê, soos etniese groep wat 'n tradisie het. Ons moet verstaan dat maak nie saak in watse etniese groep jy is nie, dat as daar 'n tradisie is wat jy volg, wat nie in die Bybel is nie, wat nie volgens die woord van God is nie, dan moet ons dit verwerp. En hierdie help ons om reg te dink oor. En wat ons moet verstaan is, ons almal weet daar's goeters soos voorvader aanbidding in baie van ons Afrikaner kulture. En dieselfde met die Maori kultuur. Ons gaan 'n bietjie gaan kyk wat die Maori kultuur dink van voorvaders aanbid en so. En ons as wit mense sal baie keer dit uitwys en sien jy, ja, dis boos, hulle moenie hierdie goeters doen nie. Maar ons moet verstaan, daar's baie goeters in ons wit kultuur wat ook boos is, wat ons ook doen wat nie van die Here afkom nie. As jy gaan kyk, soos wat ek nou die dag na die hele Rooms-Katolieke leer gewys het, waar hulle vat die kopbene van dooie mense en sit dit in standbeelde en aanbid die goeters. Jy weet, dit moet ook uitgewys word. So kom ek wil net van die begin af sê, hierdie het niks te doen met jou ras of jou etniese oorsprong, dat ek enigstens iets te sê het oor dit. Ek dink ons is almal een in Christus, maak nie saak van wat se land, volk of nasie jy kom nie. En enige ander siening van dit oor die mens self, dink ek nie kom van die Here af. Ons moet verstaan, ons is almal broers in Christus wanneer ons in Christus is. En jou ras oorsprong het niks te doen af mee nie. Maar kom ons kyk, ek wil hê die hele tyd deur hierdie video moet jy vir jouself hierdie vraag vra en dink aan hierdie vers. So in Markus 7 vers 13 staan daar, making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. So weer eens, die Bybel sê vir ons duidelik dat menslike tradisie kan baie keer teen die wil van God gaan. Dit sê, making the word of God of none effect. So ons wêreldsiening moet kom van die woord van God af, van die Bybel af. Die Bybel moet vir ons wys wat met ons wêreldsiening wees, en enigiets wat nie in dit is, moet ons verwerp. Enigiets wat nie deel is van God se woord nie, moet ons kan identifiseer en sê, maar hierdie kom nie van die Here af nie, so ons gaan dit nie doen nie. En dieselfde met hierdie tipe goeters is, ons kan nie net omdat 'n kultuur 'n tradisie het, sê ons almal, ja, dis so mooi en so oulik, want ek wil die haka word baie gereveer. Daar word baie respek aan dit gewys, en is so ons met hierdie ding eer, en is hierdie groot ding, want dis hulle tradisie. Jy weet, dis hulle manier om hulle self te express, of dis hoe hulle groot geword. Nou, as hoe hulle groot geword het boos is, dan kan ons mos nie hande vashou daarmee nie. Dan kan ons nie net terugsit met respek en sê, o ja, dankie julle, doen julle haka, jy weet, baie mooi. Nee, as dit van die Satan afkom, dan moet ons dit reg uitwys en sê, julle moenie hierdie goeders doen nie. En ons moet bereid wees om dit uit te wys. Maar kom ons gaan kyk in 'n objektiewe lens. Ons los nou ons emosies van gister agter. En ek weet nie wanneer jy hierdie video kyk, maar ons het gister teen die All Blacks gespeel en ons het 'n lekker pak slaag gekry. So hierdie is nie 'n emosionele video nie. Okay, ek kyk objektief en al het ons gewen, so ek nog steeds die video gemaak. Of iets soos dit. Maar kom ons gaan kyk hierso. So ek het bietjie my huiswerk gaan doen. Ek het bietjie gaan kyk wat sê die internet oor hierdie hele storie. So eerste ding wat ek vir jou kan vra is, as ons net 'n bietjie gaan kyk na hierdie prente. So julle sê hierdie is 'n mooi Christelike prentjie van hoe iemand wat in Christus is moet optree. Jy weet, ons gaan kyk na hierdie danse, en ons gaan kyk na hierdie mense se gesigsuitdrukkings en nie die manier wat hulle optree. Dink julle dit kom van die Here af? So ek bedoel, ons moet net eers daar begin. En dink julle daar was ooit 'n tyd wat die apostel Paulus soos die opgetree? so
dit is maar net 'n subjektiewe manier om te kyk hierna, maar ek dink dit is waardevol om te sê dat hier is duidelik 'n gees agter hierdie ding. Ek dink enigiemand wat jy weet die idee probeer verwerp dat daar gees agter hierdie is net jy verstaan nie hoe werk die geesteswêreld nie, of jy verstaan nie wat sê die Bybel nie. En ons moet verstaan daar is 'n geesteswêreld en ons duidelik dat 'n tipe gees hierin is en dat hierdie mense probeer intap in 'n tipe gees in. Nou kom ons gaan kyk bietjie hierso na wat is die oorsprong van die haka. So julle kan gesien wat ek hier vir Google gevra het. So ek begin met the origin of the All Black haka. So dit sê the All Black haka originates from ancient Maori posture dances used to prepare warriors for battle. So ons gaan nou 'n bietjie terugkom daarby, maar daar was oudtydse Maoris wat hierdie tipe danse gedoen het. Alright, en dan as jy hierso verder gaan kyk dan sê dit net soos Maori tradition, the haka is a ceremonial expression of a tribal pride, strength and unity, historical use before combat or during important gatherings. So niks snaaks daarin nie. Ek wil dis nie in homself 'n probleem nie. Dan Kamate is natuurlik die eerste All Black haka, composed by Ngate Tua chief Te Raupara. It celebrates life triumphing over death. Okay, so life triumphing over death het natuurlik 'n paar evangeliese koneksies, jy weet as jy dit as simbolies sien of dat jy sien wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, dan weet ons dit is natuurlik lewe het in Christus. So die hele fokus van Kamate, die original haka is dat dit gee lewe van die dood af. Ons sal nou gaan 'n bietjie gaan kyk daarna. So die eerste keer wat dit met rugby begin het in die 1888 toer, het the pioneering New Zealand native team toured Britain and Australia performing the haka to introduce Maori culture internationally. So hulle sê ons wil die kultuur van die Maoris vir almal wys. Wat nie in homself, daar's niks fout daarmee in homself nie, maar as daai kultuur iets doen wat boos is, dan moet ons dit kan uitwys. In 1905 Origins, the first official team called the All Blacks adopted the pre-match ritual during the 1905 tour. En dan in 2005 het hulle 'n nuwe haka begin. So ek gaan nie baie sê oor dit nie. Die nuwe haka se woorde en so kan julle gaan kyk. Dit voel vir my baie meer onskuldig. Dit is regtig gaan oor Nieu-Seeland, dit gaan oor die All Blacks spesifiek. Wie het dit die eerste keer gedoen? Hoekom het hulle die eerste keer gedoen? Hoekom bestaan daar hakas om mee te begin? So natuurlik het die All Blacks nie die haka begin nie of hakas begin nie, maar dit is 'n Nieu-Seeland Maori tradisie wat hulle gedoen het. En ek stel meer belang in wat is daai oorsprong. So toe het ek hierso vir Google gevra, was there a religious or spiritual element to the ancient Maoris doing the haka? So nie noodwendig die All Blacks self nie, maar die eerste Maoris wat dit begin doen het. Hoekom het hulle dit gedoen? Was daar 'n geestelike aspek? En dan sê hy, yes, ancient Maori hakas has deeply rooted religious and spiritual elements. Far from being just a physical dance or psychological war tactic, the haka has ritual used to connect the physical world with the spiritual realm, calling upon gods and ancestral spirits for strength and protection. So sien, daar is waar ek uitcheck. En is daar waar ons moet kan die onderskeid maak om te sê, maar hierdie kom nie van God af nie. So ons het gekyk in Deuteronomium 10, wat ons laas gelees het, dat Deuteronomium 18, wat ons gelees het van divination, enigiets, necromancy, enigiets te doen met geeste, met die spirituele realm is nie iets wat in Christene moet betrokke word. Dit is net duidelik dat die Bybel vir ons daarteen waarsku. So hierdie is presies teenoorgestelde wat die Bybel vir ons sê. En hierdie en dis op die einde van die dag afgodery. Dis ongelukkig wat hierdie original danse was. Nou as jy ook weet wat gnostisisme is, hierdie voel vir my net soos die Maori Nieu-Seeland deel van gnostisisme. Soos gnostisisme, se hele ding is hulle hou nie van die fisiese realm nie. Hulle hou van die feit dat ons vlees en bloed is nie. Hulle wil alles vergeestelik. Alles wat geestelik is goed en alles wat fisies is sleg. Dis hoekom hulle haat die idee dat Jesus kon aarde toe kom in 'n mensvorm. Hulle sal sê, hoekom sal hy dit ooit doen? Want as hy net gees was, was hy in presies die plek waar hy wou wees. So die hele idee van gnostisisme is om hierdie twee dele van die spirituele realm en die fisiese realm te blend en laat dit soos een word. En as ek hierdie lees, dan is dit presies wat dit hier sê. So baie van hierdie danse, baie van hierdie goeters wat hulle doen, is om hierdie twee realiteite te probeer een maak, en dit is die ding waarvoor ons moet versigtig wees. Nie net versigtig wees, ons moet dit uit en uit verwerp. Dan sê dit verder, ancient Maori life was interconnected with where everything in nature possessed a spiritual life force. The spiritual elements of the haka can be understood through several key aspects. So according to Maori tradition, the haka actually came from the gods. So daar klaar. Dit is klein letter G, plural, so het praat van klomp afgode. Dis van waar dit kom. So nie my woorde nie. Dit is hier wat AI, wat Google vir ons sê.
Nou met hierdie tipe goed nou, as ek net vinnig iets oor AI kan sê, baie mense is natuurlik versigtig vir dit en AI kan gebruik word vir sleg, maar wanneer jy sekere studies doen net om 'n vinnige idee te kry van wat 'n ding glo, dan dink ek AI kan hulpsaam wees en kan dit vir jou goed opsom. So ek dink nie daar's 'n rede om enigiets van hierdie te vertrou nie, tensy iemand daar buite vir my kan sê hierdie is totaal en al verkeerd, maar ek kan nie 'n rede sien hoekom dit nie so is en ek sal nou vir julle video's wys wat hierdie mense ook doen. Dan sê dit the sun god Tama, daai ding, and his wife, the summer maid, had a son named Tanerore. En as jy nou gaan kyk na ook Gnostisisme. Gnostisisme glo ook soos 'n Nimrod, Semiramis en Tammuz. So Nimrod, Semiramis is soos die wat ons sal sê basies die Vader en die Heilige Gees en hulle het 'n seun gekry, Tammuz, wat ons sal sê is Jesus. So hulle glo ook basies in 'n drie-eenheid, dieselfde as die wat hulle sê hierdie songod kom van hierdie summer maid en alles wat en die Tamanuri, daai hulle die ander god. En alles van dit is 'n tipe manier wat die Satan gebruik om ons te mislei na 'n vals drie-eenheid. So daar's 'n vals drie-eenheid ook in die wêreld. So Satan vat alles wat goed is en maak 'n vals weergawe daarvan. So hierdie is die Maori se vals weergawe van die drie-eenheid. The first dance. Tanarore was considered the deity of dance. Maori tradition says that the shimmering, quivering air seen on hot summer days is actually Tanerore dancing with his mother. So dis alles occulties, is alles hierdie geestelike riem. The wiri, the rapid trembling of the hands during a haka directly mimics its divine shimmering movement. So hulle sê die beweging se goeie wat hulle maak is die idee om soos hierdie geestelike ding te beweeg. The physical intensity of his performance served a higher spiritual purpose. Performing a haka was a way to channel and display mana, which means divine authority, prestige and supernatural power. So sê, dis duidelik as mens hierdie goeders lees dat dit nie net 'n dans is nie. Hier is 'n geestelike ding wat hulle uit die aarde uitdraai kry. The heavy stomping, chest slapping and loud chanting were meant to awaken the Maori, the spark of life or soul within the performance to give them supreme courage. So weens, hierdie kan mens sien in New Age, hierdie kan mens sien in die okkulte, is dit hierdie spark of life. Ons het almal hierdie dormante tipe gees ding binne in ons en ons moet net iets doen om dit uit te kry. So sê, hierdie is 'n geestelike ritueel om hierdie geeste op te wakker, aan die gang te kry en half hierdie krag te kry. So ek dink dit is letterlik wat baie van hierdie rugby spelers glo. Hulle glo hulle tap in 'n tipe okkultiese gees in om vir die krag te gee om die game te speel. Wel, ten minste die geskiedenis van die haka is dit vir my hier duidelik. Dan connecting earth and sky. The specific physical movements of the dance were a literal geometry of worship. The earth mother, hard stomping on the ground, was a way to physically knock on and connect with the earth mother. Performance drew energy directly from her. The Sky Father, thrusting arms toward the sky, connecting the performance to the Sky Father and heavenly realm. So, en hierso praat van summoning ancestors en al die goeie. So, jy kan duidelik sien hierso okkultiese invloed. Nou weer eens sê ek, dis dalk nie noodwendig direk met die haka self te doen nie, maar die tipe danse, die hakas wat tradisie is in Nieu-Seeland se geskiedenis, het 'n duidelike okkultiese geestelike agtergrond. Daar's geen twyfel daarin. Nou kom ek wys vir julle gou hierdie video. Is 'n interessante ding waarop ek hier afgekom het, waar daar soos Christene is wat teenoor moslems staan en soos 'n haka tipe ding doen. En net weer eens jy kan sien soos almal of baie van julle weet nou al ek sê 'n ding reguit, ek sê dit soos dit is, maar selfs ek het 'n probleem met die manier wat hulle hierdie hanteer om teen hierdie moslems op te staan. Dit gaan meer oor fisiese intimidasie en weer eens ek dink daar's 'n gees agter die ding en soos ons hier gesê, dis nie 'n gees van die Here nie, dis nie die Heilige Gees wat hierdie ding dryf nie. So ek bedoel, hierso het jy hierdie klomp ouens wat ek seker sal sê hulle is Christene wat 'n haka doen om hierdie moslems weg te dryf en al die. Nou ek's offer, jy weet ons staan op teen die moslems, ons kan ongeskik met hulle wees, lelik met hulle wees. Maar ek kan nie sien dat hierdie in lyn is met wat die woord van God vir ons sê hoe ons hierdie tipe situasies moet hanteer nie. Ek dink ons moet dit natuurlik in liefde doen en daai liefde kan baie keer ferm wees en regheid wees en ons moet opstaan teen al hierdie goeters. Maar bro, as jy 'n dans doen wat kom van hierdie afgodery af, wat kom van ancestor worship af, en dit doen in die naam van die Here, ek het baie ernstige probleme met dit. Jy kan nie 'n vals pagan praktyk vat, Jesus Christus se naam daarby sit en nou sê ons is besig om die werk van die Here te doen nie. Dis natuurlik baie gevaarlik en nie iets wat ons moet doen nie. Maar
Maar dis die probleem, so dis duidelik dat met die HK het ons menslike tradisie, en wat ons baie almal sal sê, soos, hoeveel van ons het nie ook al gesê, jy weet, respekteer die HK nie, jy weet, dis 'n ding wat ons moet vir hulle die eer gee, want is hulle kultuur, as dit boos is, as hulle kultuur satanisme is, dan kan ons nie vir dit staan nie. Stem jy nie saam nie, dink jy nie dan moet ons anders te kyk hierna en identifiseer wanneer die HK gedoen word om te sê, maar luister, hierdie is nie 'n goeie ding nie. Ek is bly vir hulle dat hulle kultuur en alles, maar as hulle kultuur gevestig is in boosheid, in iets wat nie van die Here afkom nie, dan moet ons dit kan sien en identifiseer. En weer eens sê ek, daar's natuurlik goeters in ons kultuur waar daar ook probleme is. En ons werk as Christene is om hierdie goeters uit te wys, teen dit op te staan. En hopelik is daar 'n paar Nieu-Seeland Christene wat jy miskien van julle wat mense het in Nieu-Seeland, stuur vir hulle hierdie video, laat hulle hoor en sê, maar vind hulle nie 'n probleem daarmee nie. Die eerste keer vandat ek die HK gesê, ek het nog nooit daarvan gehou nie. Soos eerlik het ek nog altyd gedink hier is fout met hierdie ding, maar toe ek nou 'n bietjie my eie ondersoek gaan doen het, toe sien ek daar is dit het 'n geestelike komponent. Dit het 'n okkultiese komponent. Nou weer eens sê ek nie die HK se woorde self nie, as ons net gou daar gaan kyk. Maar as ons gaan kyk die ou HK se woorde self, dan sê dit I die, I live, I live. I die, I live, I live. This is the hairy man who brought the sun to shine again, a step upward, another step upward, a step upward, another step upward, the sun shines, an emphatic explanation. So, as jy hierdie op die eerste oog aflees, dan klink dit nogal okkulties. Dan klink dit soos ek is dood, maar nou is ek weer lewendig. Ek is dood, ek is lewendig. Maar toe ek gaan kyk het hoe hulle hierdie verduidelik is, hierdie was 'n soldaat wat weggekruip het van mense wat hom aangeval het, en toe sy half in 'n grot of 'n ding waar dit donker was, en hy het homself gesien as hy's dood. En toe hy eventueel die mense wat hom gejaag het in 'n oorlog geontsnap het, toe sê hy, nou lewe ek. So ek was dood, nou lewe ek. So dit het nie noodwendig hierdie okkultiese koneksie nie. Dit is die konteks waarin hulle sê dit geskryf is. Nou ek dink die ondertone hiervan het geestelike elemente, maar mense kan dit is nie eintlik my probleem nie, spesifieke woorde van die HK nie, maar meer die tradisie waarvan HK's oor die algemeen vanaf kom. En dan this is the hairy man. Ek het gedog dit verwys dalk na een of ander bose gees of 'n ding, maar dit is die ou self. Sê hy is die hairy man who brought the sun to shine again. Dis is soos hy actually die son laat skyn nie, dis toe hy nou uit die donker uit sy grot uit in die lig inkom, toe sê hy nou skyn die son weer. Wat weer eens, baie van hierdie goeters voel maar soos songod aanbidding en hierdie tipe goed, maar dis hoe hulle dit wegverduidelik. En dan sê hy step upward, another step upward, dit is hoe hy uit die grot uitklim, sê hulle nie soos weer 'n geestelike ding nie. So dis ook ek sê, hulle gaan try wegverduidelik dat die woorde self in die HK okkulties is, en dis fyn, gee dit vir hulle, dalk is dit nie okkulties nie, maar my groter issue is die totale dans, laat dit enigstens bestaan, het groot geestelike effekte. Maar ek wil by julle hoor, op die einde van die dag sit ek maar net hier, ek's 'n ou met 'n Bybel, en ek try net vir julle uitwys, in ons kultuur vandag is daar duidelike goeders wat nie van die Here afkom nie, en ek dink ons moet dit uitwys. Maar hou nou op YouTube kyk, en gaan lees jou Bybel.